Welkom hier so vanoggend. Dit is 'n voorreg vir my om weer vanoggend die woord te kan bedien. En ek seker dit wat die Here op my hart geplaas het, is nie net vir my van toepassing nie, maar glo dit definitief almal. Dis lieflike Sondagoggend. Dit is so lekker om op te staan en net die mistigheid en winters hier. En dit is lekker. Ek weet nie hoeveel julle oorwinter nie, maar dit is my gunsteling seisoen van die jaar. Hoe verder ou van die helft kan wees, hoe beter. Maar ja, ek het die fan nou aangesit en dis my een ding wat ek nou nog slaap nog steeds met my fan aan in die kamer. Ek is daar apart en Tersius toegerol en haar duvet. Lyk so 'n papie. Maar daar's 3 belangrike dinge wat daai fan doen. Die eerste een is hy waai se liggie so oor jou, so dit voel lekker, hy briesie wat so oor jou waai is. Hy ou slaap net lekkerder, hy slaap cozy. En dan die tweede ding is uit daai gesuis. Daai suis is soos 'n terapie. Dit laat jou net lekker slaap. En die belangrikste ding is in die oggend as jy opstaan, dan sit al die muskiete so teen die gordyn. As almal vasgevlieg raai gordyn. So dit is al 'n manier om hulle weg te hou van my af. Maar kom ons maak ons oop en ons open vanoggend met gebed. Here, dankie dat ons vanoggend net weer onder u woord kan sit en te kan ontvang dit wat u gegee het. Here, dankie soos u dit aan my verduidelik het en hoe u dit vir my oopgemaak het. Here, vra ek dat dit ook vir ons almal oopgebreek sal word, sodat ons verstaan dit wat u vir ons wil sê vir hierdie week en vir hierdie seisoen wat ons in. Maar dankie Here dat u my sal gebruik as net as 'n wessel om u woord te kan verkondig. En Here, ek plaas myself, ek onderwerp myself onder die Gees. Dankie Here dat u deur my net sal vloei. Jesus se aanraak in Jesus naam. Amen. Great. Dit is lekker om weer die woorde te deel vanoggend en ek dink dit wat die Here op my hart geplaas het is vir my belangrik en ek het dit geniet terwyl ek dit voorberei het. So ja, en dit is eintlik ek kan sê dis 'n interessante subject. En dit is eintlik moeilik om mense weet nie waar om te begin nie. Gewoonlik as ek mense beraad, hulle sit daar voor my dan sal hulle altyd vir my sê, waar begin ek? Dan sê ek altyd sal kom ons begin by die begin. So vanoggend gaan ek begin by die begin. Nou een Woensdagoggend met ons in die oggende kom ons hier by mekaar en ons bid saam en ek van julle uitnooi om kom staan 'n bietjie Woensdagoggend op en kom bid saam met ons in die oggend. Dis werklik 'n lekker ervaring. Maar daai Woensdagoggend het ek opgestaan en ingestap en toe ek die oomblik toe ek instap, dis dit asof daar so 'n atmosfeer was. En ek het gesit en ek het my oë toegemaak en ek het die eerste ding 'n woord ervaar wat die Here vir my gesê het is, do you know how powerful? Ek het gesit en ek het aan daardie woord gedink. Ek het in my gedagtes gespeel en oor gespeel. En toe sien ek 'n beeld wat die Here vir my gegee het. Ek sien hierdie groot soldaat wat daar staan. Nou hierdie soldaat staan daar met sy wapenrusting aan. Hy's groot, hy staan soos 'n reus. En hy staan daar met 'n goeie, goed geoefende liggaam. Iemand wat nou regtig lyk soos van ons ouens wat deesdae gym, net sterk. En in sy linkerhand het hy 'n skild vasgehou, soos groot silwer skild. En in sy regterhand het hy 'n goue swaard vasgehou. Dit was sy wapens. En ek kon sien manier hoe hy sy wapens hanteer het, die manier hoe hy die skild gebruik het en die manier hoe hy sy swaard geswaai het. Kon ek gesien het hy's ingeoefen in dit wat hy het, die wapens wat hy het. En ook as ek kyk na hierdie soldaat, kon ek ook gesien het, hy kom uit 'n plek uit van rus uit. Hy het goed gerus, want hy's reg vir dit wat hy nou wil doen, waarvoor hy geroep is om te gaan. En nou saam met hierdie wapens wat ek toe met hierdie soldaat gesien het, besef ek toe die oggend, ek dink dit het te doen met dit wat John Hockey vir ons gesê het. Hy het gepraat van die wagters op die voorbereiding
van die wagters op die muur. En Pastor Dawie het so laasweek het hy gepraat oor die wagters op die muur. So ek wil meer vandag fokus op die soldaat homself, op ons wat geroep is as wagters op die muur. En so ek wil meer fokus op die wapens wat die Here ons mee toerus. En dit is vanoggend se boodskap wat die Here vir my gegee het, was God bewapen ons. Nou, om terug te gaan na hierdie soldaat, die eerste plek wat vir my uitgestaan het van hom, toe ek na hierdie forse man kyk, hierdie gesalte kyk, kon ek sien dat sy liggaam uitgerus is. Hy was reg vir dit waarvoor hy voorberei is. En ek besef dat baie keer is dit so dat ons baie keer in 'n stryd ingaan in ons lewens. Onvoorbereid, eintlik uit nie, hoe kan ek sê, moeg. Nie uit 'n plek van rus uitkom en inbeweeg het in hierdie oorlogsvoering wat ons betrokke is of besig is nie. Dit is belangrik dat ons 'n plek moet vind waar ons in die rus van die Here eers kom en uitgerus kan dit wat die Here wil doen. En dan die tweede ding wat uitgestaan het vir die soldaat was, hy was fisies sterk en hy was voorbereid vir dit wat hy moet gaan doen. Die wapens wat hy by hom gehad het, kon hy sien, hy het sy wapens geken, hy het geweet wat die doel is vir die wapens, hy het geweet hoe om hulle te gebruik, ten volle te gebruik. Ek sit met 'n iPhone, ek weet baie van ons het fone, slimfone, maar ons is nie altyd heeltemal bewus van wat hierdie foon alles kan doen nie. Ek het al vir 3 jaar hierdie foon en ek het die naweek 'n funksie ontdek, wat ek nooit geweet het uit gehad. En ek dink baie keer is dit belangrik dat ons wat toegerus word vir dit wat die Here vir ons wil doen, dat ons onsself moet voorberei met dit wat Here, dat ons onsself kan reghou en weet hoe om ons hierdie wapens te kan gebruik. En dan die derde ding wat uitgestaan het van hierdie soldaat was, toe hy daar uitstaan en aangestap kom, het hy begin om 'n kreet te skree. 'n Kreet wat eintlik soos 'n oorwinningskreet is, 'n kreet wat hy verstaan, wat vir hom die mag en krag gee om voort te beweeg. So met daardie gedagte van wat die Here vir my gevra het of gesê het, dan do you know how powerful you are? Wil ek nou vanoggend met ons hierdie boodskap van hierdie soldaat net vir julle oorbring. En ek wil graag hê ons moet saam lees in 2 Korintiërs 6 vers 7. Ek gaan maar so ver lees. Hy sê in vers 7 sê hy, deur die boodskap van die waarheid en die krag van God tree ons op met die wapens van geregtigheid in ons regterhand en in ons linkerhand. So ons is bewapen in ons regter en ons linkerhand. En ek glo met my hele hart dat die Here elkeen van ons, soos ons hier sit, het ons of is ons bewapen. Maar min weet ons van dat ons hierdie wapen het in ons besit. En ek dink dat baie van ons is dalk verskillende roepinge op ons lewens. Nie elke is geroep vir 'n sekere taak nie. En vir elke taak wat die Here jou beroep, berei hy jou voor vir dit wat hy jou beroep het. So ons wapens gaan baie keer verskil van die ander persoon. Nou dink 'n bietjie daarna, as jy ou net dink as jy kyk na die weermag. Nou vandag se tyd weet ek nou nie 100% hoe werk hulle nie. Ek dink hulle doen dit presies. Hulle stuur die soldate uit sonder wapens. Maar in die regtigheid werk dit nie eintlik so nie. Wanneer jy iemand voorberei, wanneer jy 'n soldaat voorberei en jy stuur hom uit, dan stuur jy hom uit goed bewapen, geoefen in dit wat hy moet gaan gebruik vir hierdie oorlogsvoering. Hy weet wat hy moet doen, hy weet hoe sy wapens werk, en as daar situasies is, weet hy hoe om dit uit te sorteer. Nou net so is dit met ons met die Here ook. Hy pas ons of hy bewapen ons sodat ons in pas kan kom met dit wat die woord waarvoor ons voorbereid is. En hierdie voorbereiding wat ons onsself nou bevind vir hierdie tydperk is juis om ons voor te berei om wagters op die muur te wees. En ek weet daar sekere mense wat hulle hande opgesteek het toe die hokkie gespraat het van ons het vorentoe gekom en hy het op elkeen dit hy gebid en ons toegerus in gebed
Want jy is geroep nou om in te stree in hierdie stryd, van om 'n wagter op die muur te wees. So, ons almal ken die wapenuitrusting, weet in Efesiërs 6 vers 10 tot 18. En ek wil net 'n gedeelte van dit uithaal. Maar kom ons lees eers die hele van 10 tot 18. Hy sê daar vers 10, hy sê ten slotte vind krag in julle verbondenheid met die Here, ja, in die krag van sy sterkte. Om staande te bly teen die lustigheid van die duiwel, moet julle ook God se gevegstoerusting aantrek. Want ons stryd is nie net teen mense nie, maar teen die bose regerders, maghebbers, teen die geeste wat die heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimtes. Vers 13 sê, daarom moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Dan, wanneer die bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied, en na die hele geveg verby is, sal julle nog steeds vasstaan. Wanneer die geveg verby is, sal ons nog vasstaan. Hy sê dan verder, vers 14, staan dus vas deur die waarheid as 'n gordel om julle heupe te dra. En trek God se vryspraak van borshandelaars aan. Trek die bereidwilligheid om die goeie nuus van God se vrede te verkondig aan soos skoene aan julle voete. Dra dan onder alle omstandighede die skild van geloof. Daarmee kan julle al die brandpyle wat blus wat die bose afstuur. Gebruik God se verlossinghelm om julle koppe te beskerm en gebruik die swaard van die Gees. Dit is God se woord. Maar vers 18 sê, doen alles deur gebed en smeking. Laat die Gees julle elke keer in gebed lei. Bly in alle omstandighede op julle hoede en bid vir almal wat aan God behoort. Nou die eerste punt wat ek daar wil noem, uithaal uit hierdie gedeelte uit, is dat God roep ons nooit. God sal niemand roep vir 'n sekere taak en hom nie toerus nie. Efesiërs 6 van 10 en 11, hy sê, vind julle krag en verbondenheid aan die Here, in die krag van sy sterkte. Om staande te bly teen die lustigheid van die duiwel, moet julle God se gewapen toerusting aantrek. So, God rus ons toe. En ons ken baie goed hoe werk die wapenuitrusting. Ons leer dit van die kinderkerk tyd af, hoe om onsself te beklee met die wapenuitrusting. Maar nou om daai gedeelte te kom, is dat nie net die toerusting wat God vir ons gee nie, maar ons moet leer hoe om dit te kan gebruik. Dit is maklik om, dit is lekker om net die goed aan te trek en om die wapens te hê. Maar as jy nie weet hoe om dit te gebruik nie, gaan daai wapens vir jou net mooi niks beteken. Ek weet dat vandag se tyd of so, as jy aansoek doen vir 'n wapenlisensie, moet jy gaan vir skietlessen. Jy moet 'n sertifikaat indien om te sê jy weet hoe om hierdie wapen te gebruik. Jy kan hom reg gebruik en dan sal hulle vir jou 'n wapenlisensie uitreik. Maar God voorsien alles. Hy gee vir ons die waarheid, die gordel van waarheid. Hy gee vir ons die borshandels van geregtigheid, vrede as skoene en verlossing as helm, as ons helm het. Nou dis alles beskermde dele wat ons gebruik om onsself te beskerm. En dan gee hy vir ons wapens wat aanvalswapens is. En ons weet ons kan die skild gebruik as 'n beskerming. Maar dit is ook 'n wapen wat God gee. Ons geloof is ons wapen. En ek het baie movies en ek hou van hierdie ou tydse movies van met koning Arthur en al daai goed met al hierdie soldate met hulle swaarde en hulle skilde en hoe hulle altyd van daai gebruik om hulle self te beskerm en aan te val. En baie keer is daai skilde so skerp, het hy so 'n skerp rand dat jy daai skild kan gebruik as 'n swaard of as 'n mes, as 'n wapen. So hy rus ons toe met die wapens van die swaard van die woord van God en hy rus ons toe met die skild van geloof. Maar daar is nog 'n belangrike wapen wat ek gesien het in hierdie visie wat die Here vir my gewys het. Van daardie soldaat is daar nog een belangrike wapen wat nog bygevoeg word, wat God vir ons, en dit is ons stem. Die mag van die tong. Dit is 'n magtige wapen wat God vir my en vir jou gee, is om daardie kreet te kan skree, om dit wat hy vir ons gegee het, om die woord wat hy vir ons gegee het, om dit te kan verklaar. Want dit is waar ons lewe en dood spreek, dit wat ons sê. Dis goed om die swaard te hê, is goed om die skild te hê, but we have to declare the word of God.
ons moet dit verklaar. Spreuke 18 vers 21 sê die mag van lewe en dood is in die tong. Nou toe ek hierdie soldaat sien, hierdie beeld sien, alles was indrukwekkend, maar die oomblik toe hy begin skree, was dit asof die aarde bewe, asof daar opnuut nuwe krag deur hierdie soldaat kom en mense, soos sê die vyande het gesidder en beef oor hierdie ou se kreet. En ek sit en dink net by myself, as ons as soldate so staan, voorstaan, sterk, met ons skild en ons swaard, en ons begin die woord van God verklaar, is dit wat in die realm gebeur, waar die vyande, waar die demone rondbeweeg. Hulle sidder en beef wanneer ons begin. En so is dit dat wat ons in hierdie oorlogsvoering is, dat ons juis ons wapens, saam met ons woord, saam met die stem, kan gebruik teen die vyand. Maar ongelukkig is dit nou so dat ek dink as 'n vers wat sê, wat praat van die tong is magtiger as die swaard. Nou baie keer is dit so dat ons eie sterk wapen gebruik om onsself af te bring, om onsself te vernietig. En ek dink dit is juist daar wat ons onsself moet leer. En ek dink in hierdie proses wat ons die kursus geaanbied met die wagters op die muur, is juist hoe om te bid, hoe om die woord van God te verklaar, sodat ons die stand kan inneem in die gevegssituasie wat ons onsself gaan inbevind. Om wagters op die muur te wees, is nie net iemand wat aangestel word en nou sê 'n wagter, hy's 'n ou wat voorberei is vir dit wat hy moet doen. Hy word afgesonder van al die ander soldate, want hy het 'n sekere taak wat hy moet verrig. En so glo ek ook dat die Here vir die mense wat geroep is om wagters op die muur te wees, van hierdie gemeente, van hierdie dorp, word juis voorberei vir dit wat God wil hê ons moet doen. En daai voorbereiding is dit wat God vir ons gaan gee in hierdie kursus wat ons gedoen, om jouself reg te maak, sodat wanneer jy jou wapens optel, jy presies weet hoe om dit te gebruik. En dan die tweede punt is, jy is uniek toegerus. Elkeen van ons is uniek toegerus. Nie een van ons roeping, of dit wat God ons geroep het voor, is dieselfde nie. En soos ek nou nog sê, die Here, hy rus ons toe vir dit, waarvoor hy ons geroep het. Nou, vir my 'n baie mooi voorbeeld is, in 1 Samuel 17, vers 38 en 40, waar Dawid reg was en hy Saul hom laat kom het, en Saul het sê vir hom, hy sal laat Dawid toe sy eie uitrusting aantrek, die borshelm op sy kop en die borsharnas. Dawid ook sy swaard oor sy uitrusting vasgemaak. Hy probeer loop kon hy nie, want hy het dit nog nooit van tevore gedra nie. Ek kan nie hiermee loop nie, sê hy. Ek is nie daaraan gewoond nie, daarom het hy die uitrusting uitgetrek. En toe neem hy, in vers 40, en hy neem toe sy herderstok, hy stuk 5 gladde klippies in die spruit, en sit dit in sy slingerslag, en met sy slingervel in die hand, loop hy die Filistyn tegemoet. Baie keer is dit so dat ons onsself met ander mense se toerusting wil versterk en regmaak, maar God het vir elkeen van ons eie wapentoerusting gegee, waarmee hy ons beman. En vir Dawid was dit sy herderstok en sy slingervel. Dit is wat God hom mee toegerus het. Dit is wat hy jare in die veld geleer het om te gebruik. Hy was voorberei vir dit wat God in sy hande geplaas het. Was die slingervel en die herderstok. Nou Dawid kon nie eens Saul sy konings sy wapenuitrusting dra nie, want dit was ongemaklik, dit was swaar, en hy sê hy is nie gewoond aan dit nie. So ons kan nie dinge gebruik waarmee ons nie gewoond is. God leer ons, hy gee vir ons dit wat ons reg kan gebruik. Hy gee vir ons 'n herderstok. Hy gee vir jou dalk 'n slingervel. Hy gee vir jou iets anderste om staande te bly teen die aanval van die vyand. Hy berei elkeen van ons anderste voor. Maar op die ou end van die dag gaan ons terugkom, dan gaan ons mooi sien dat daar's juis wapens wat elkeen van ons, wat hy juis vir ons gee as kinders van God, as wagters op die muur, staande te kan bly.
Elkeen van ons het 'n unieke pad wat die Here ons gee. Elkeen van ons het unieke gawes wat die Here vir ons toegerus het. En om 'n unieke wagter op die muur te wees, beteken dat God ons elkeen toerus vir dit wat hy gaan doen. As ek onthou daarso weer daai wagters op die muur is, van hulle is gewapen met pyl en boog, van hulle was by die oop groot klippe wat hulle in olie gedoop het wat die vuur gesteek het, van hulle het swaarde gehad, van hulle trompette gehad. Elke ou was bewapen met iets en elke een het 'n vink wat hy moes staan om hierdie kasteel te kan beskerm. En dan punt 3 sê daar ons stryd is nie geestelik nie, maar is vleeslik. Nou ons weet ons stryd is nie geestelik nie. Weet, dis 'n vleeslike stryd. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons stryd is nie teen mense nie, maar teen die bose regerders en maghebbers, teen die geeste wat die heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruim. Maar omdat ons stryd nie vleeslik is, omdat ons stryd geestelik is, gee die Here vir ons geestelike wapens. En dit is in 1 Korintiërs 10 vers 3 tot 4. Hy sê hierso in vers 3, hy sê ons leef wel in 'n menslike liggaam, maar ons voer die stryd nie met menslike middels nie. Die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God wat die vestings vernietig. Daarmee vernietig ons die argumente. Dit waarmee ons onsself bevind. Ek dink ons grootste vyand of ons grootste stryd wat ons voer in onsself as mens is twyfel. Want ek seker van baie van ons mense wat vorentoe gekom het, wat Dion Hokkie mee gebid het, wat gesê het ek wil 'n wagter op die muur wees. Iewers langs die pad het jy begin twyfel, maar is ek regtig daarvoor? Is ek geskik daarvoor? Daar twyfel in ons gedagtes. En dit is een van die goed wat ons juis moet teenstaan, is dat ons gedagtes aangaan, is daai twyfel. Want as jy eers twyfel, is dit juis vir jou bedoel, want die vyand weet dat God vir jou gebruik. Die tweede ding is vrees. Baie van ons is bang ons word in 'n situasie gesit waar ons iets moet doen wat ons nie wil doen nie, wat ons buite ons comfort zone gaan gebruik word. Maar is juis in daardie area wat God jou kan gebruik. Ek het eendag gepreek juis oor die comfort zone om te sê wat wanneer jy in jou comfort zone is, dan is jy beperk tot jou eie krag, want ek weet wat moet doen. Maar die oomblik wanneer jy buite jou comfort zone gebruik word, dan is dit nie meer my krag nie, maar God wat deur my. En dit is juis wat hierdie vrees oorwin, is om toe te laat dat God deur ons werk buite jou comfort zone. Dan is dit die onsekerheid. Is ek regtig geroep vir dit? Moet ek regtig dit doen? Het ek nie myself net verbeel dat ek voel dat die Here sê ek moet 'n wagter op die muur wees? En dan die versoekings. En baie keer is dit dat juis in daardie gedagtes wat in ons koppe aangaan, in hierdie oorlogsvoering wat ons in ons gedagtes het, is dit juis daar wat deure oopgemaak word. Waar die vyand inkom en dit wat God vir ons voorberei of wil voorberei, wegvat van ons. En ek wil nou vir julle sê dat as jy deurdruk, as jy jou naam opgesit het, jou hand opgesteek het en jy gebid is voor om 'n wagter op die muur te wees en jy druk deur met dit wat God op jou hart gesit het, kyk wat gaan gebeur. Want jy maak die deure toe, die vyand het nie plek om vrees of twyfel in jou lewe in te staan. Want jy staan dit op wat God jou geroep. Wat God jou gaan toerus op. Nou ons sterkste wapens is geestelike wapens. Dis gebed, ons geloof en die woord. Dit is juist daai wapens wat God ons toerus. Is die skild, die swaard en dit wat ons uitspreek. En weet julle wat vir my awesome is van hierdie hele proses van voorbereiding? Is dat God berei ons nie net voor vir dit wat hy ons wil gebruik voor nie. Maar deur daardie voorbereiding kom daar 'n plek waar hy ons begin vorm ook. Sodat ons eendag daar gaan staan soos die sportsel, goed geoefen vir dit wat hy vir ons geroep het. Ek kan julle waarborg,
You will never be the same again. Jy gaan nie dieselfde wees. Dis 'n uitdaging wat ek vanoggend vir julle wil gee. En dan die vierde punt wat God vir ons gee deur oorwinning in sy krag is dat jy's in die roeping wat hy vir jou gegee het. Die wyse wat hy jou voorberei vir die kan ek sê die roeping wat op jou lewe geplaas is juist dat hy vir jou die oorwinning gegee het deur sy krag. Dawid het nie Goliat gewen omdat hy rats was, omdat hy vinnig was, of net omdat hy mooi rooi hare gehad het. Hy het vir Goliat oorwin, omdat hy geweet het waar sy krag vandaan kom. 1 Samuel 17 vers 45 staan daar, hy sê, maar Dawid skree terug, hy sê, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en 'n krom swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die almagtige God van die magte van Israel wat jy staan en beledig. Dawid het presies geweet in watter krag hy daar staan. Hy was toegerus met dit wat hy geken het, dit wat hy voorberei het. Daai wapens het hy voor hierdie Goliat gestaan. En hy sê, jy kom met al hierdie ander goeders na my toe. Maar ek kom na jou toe in die naam van die almagtige God van Israel. Hy het geweet waar sy krag vandaan kom. Hy het ook geweet waar sy oorwinning is. En hy het juist dit wat God hom mee toegerus het gebruik om die vyand te oorwin. In vers 46 sê hy daarvan, hy sê, vandag gee die Here jou oor in my mag. Ons oorwinning kom nie net deur ons eie krag en ons eie vermoë nie. Dit het dalk ek kan sê daar's 'n rol waaraan gespeel word, want jy moet in jouself glo om iets te kan doen. Maar dis nie die beginpunt van ons krag nie. Ons krag kom van die Here af. En hy gee vir ons juist die krag om hierdie vyande te oorwin. Hy gee ons juist die krag om hierdie werkverrigting wat hy vir ons gee om 'n wagter op die muur te wees, om dit ten volle te kan uitleef. Ek dink baie van ons maak staat op dinge wat in ons eie vermoë te doen. Maar daar's niks daar buite, hierdie geestelike realm, wat God se krag kan weerstaan. Ons kan baie dinge probeer in ons eie mag. En baie keer sal ons dalk in van die areas kan ons dalk oorwinning kry. Maar niks sal krag van God kan weerstaan. Filippense 4 vers 13 sê die woord, hy sê, ek is tot alles in staat deur God wat my die krag gee. So ons word toegerus, met die toerusting wat God vir ons gee, is ons in staat om alles te doen, wat ons krag kom van hom af. En die belangrike deel wat ons moet besef, dat ons staan nie alleen nie. Jy staan nie alleen in hierdie roeping wat God. Die tweede ding is, jy is nie swak nie. Jy word toegerus, jy word geoefen, sodat wanneer jy daar staan, is jy soos hierdie soldaat goed geoefen. Uitgerus vir dit wat hy moet doen. En die belangrike ding is, jy is nie onvoorbereid nie. Want God berei ons voor. En dit waaroor hierdie kursus ook gaan, is om ons voor te berei vir dit wat voor. Ek wil nou 'n laaste draai maak, Dawie sê altyd, hy gaan nou klaar maak, of hy gaan nou land, en dan raak hy, gaan hy weer. Baie petrol in sy vliegtuig. Maar ek wil net, my vliegtuig vlieg nou, so ek maak nou 'n draai. Om te praat oor wagters op die muur. Wat ek nou belangrik 'n feit maak, is dat elkeen van ons wat aangemeld is as 'n wagter op die muur, ons kan nie hierdie oorlogvoering begin of aanpak as ons nie eers uit die rus van die Here af uitkom nie. Jy moet jouself toerus in die teenwoordigheid van God. Ons moet leer hoe om in die rus van die Here te kom, om toe te laat dat God in ons werk en deur ons te kan werk. Te veel mense, dink ek, weet jy, dan kyk na ons almal werk, ons is besig, ons werk voltydse dag, en dan het ook kinders wat ons moet doen, ons het sport, daar's baie dinge wat ons besig hou, ons gedagtes besig hou. Maar wanneer jy op 'n plek kom waar ons as wagters op hierdie muur moet wees,
moet ons gedagtes juis ingestel wees op dit wat God wil hê. Ons moet bid en instaan vir die gemeente en vir die dorp. En ons kan dit nie doen as jy nie in die teenwoordigheid van God kom. Eers in sy rus kom en toelaat dat hy ons gedagtes en sy gedagtes. Ons moet ons wapens leer ken. Ons moet vertroud raak met dit wat God vir ons gee, wat hy in ons hande plaas. En die eerste gedeelte wat God vir ons gee, hy gee vir ons die woord. Hy gee vir ons die woord van God. Hy gee vir ons die Bybel. Daar staan skrifte waarmee ons die vyand kan oorwin. Ons het die swaard. Maar as jy nie daai swaard reg kan gebruik nie, as jy nie weet hoe om daai swaard te gebruik nie, gaan hy eintlik meer gevaarlik vir jouself wees as wat hy vir die vyand is. Ons moet juis leer hoe om die woord te bid. Ons moet juis weet hoe om die woord te verklaar. Hoe meer ons die woord leer, hoe meer ons tyd spandeer in die woord, hoe sterker raak ons die wapen wat God. 1 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê en ons reg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Vers 17 sê, dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke ding wat hy wil hê hulle moet doen. Nou vers 17 is vir my eintlik die belangrikste vers hierso, want dit is hoekom ons hierdie swaard moet leer ken. Dis hoekom ons die woord moet leer ken. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak. Dis een van ons voorbereiding is om die woord te ken en te weet wat ons lees. En dan ten volle toegerus word vir elke goeie ding wat hy wil hê ons moet doen. En deel daarvan is die wagters op die muur. Dan die tweede wapen wat hy van praat is die skild. En ek het nou nog gepraat van nie net is dit 'n verdedigingsmeganisme nie. Dis ook 'n aanvalmeganisme. Dit is ook 'n wapen in ons hande. Om in geloof te staan en te weet dat die Here vir jou veg, het jy al reeds die oorwinning gesmaak. En ek dink as ons weet hoe sterk ons bewapen is met hierdie wapens, kan ons dit reg gaan toepas. En dan ons stem. Dit wat ons spreek en hoe ons dit spreek, dit is. Dit wat ons spreek is juist so dat as ons nie let op wat ons sê nie, kan ons onsself benadeel en ons kan ons medegelowiges, soldate langs jou, kan jy ook benadeel. Want ons kan onsself seermaak in die proses. Ons kan nie ons aanvalswapen en ons soldate aanval as ons nie die regte goed sê nie. En ek dink dit is belangrik dat ons moet weet dat wanneer ons 'n wag vir ons mond, wanneer ons beheer vat van dit wat ons sê en hoe ons dit sê, kan jy 'n verandering sien in jou eie lewe, maar jy gaan ook agterkom wat 'n magtige krag God vir ons vir dit wat ons. Maar ongelukkig is dit dat die vyand lê beslag op daai wapen. Hy vat dit en hy gebruik mense om ander mense af te breek en seer te maak. Juist met dit. Let op wat hy sê, laat die Heilige Gees toe om ons te leer hoe om dinge te sê en hoe om dit te spreek. En nou wil ek afsluit met die volgende gedagte. Elkeen van ons word toegerus die koninkryk van God. En dit is nie daar vir net vir ons gemak nie, dit is 'n taak wat op ons geplaas is, waarvoor God ons toerus. Jy word toegerus om te dien in die liggaam van Christus, en om nie gedien te word. Om deel te word van hierdie wagters op die muur beteken, I'm here to protect our fellow Christians. Ek is hier om mense in hierdie kasteel te beskerm. Ek is hier om die mense in hierdie kerk te beskerm. Ek is hier om die mense in ons dorp en ons gemeenskap te beskerm. Ons moet wakker wees as dit praat word. God maak nie duplikate nie. Elkeen van ons is uniek geroep vir dit wat God vir ons. Elkeen van ons. En net jy kan daai deel doen wat God jou geroep het, die koninkryk van. Net jy kan dit doen.
Nou my vraag aan julle is, do you know how powerful you are? As jy dink aan hierdie wapens wat God ons gee. Dan sluit ek af met hierdie vers in Hebreërs 13 vers 21 en 22. Hy sê, maar God wat vrede gee, wat Jesus die Here uit die doodheid teruggebring het, Jesus vir die bloed van die ewige verbond, die herder van ons kudde geword het, julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan uitvoer. Mag hy deur Jesus Christus se bemagtiging in ons tot stand bring, wat God se hart bly sal maak. Aan hom om die heerlikheid altyd toe, altyd toe. Mag God vir julle bewapen. Mag julle besef die wapens wat hy vir julle gee. Maar dit is nie daar vir onsself, dit is daar om God te verheerlik. En om hom aan al die ere te gee. Vir altyd en vir altyd. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Vader, dankie dat ons die voorreg het net om te kan weet dat U ons nie net in hierdie stryd instuur met niks in ons hande nie. Here, U woord sê dat U het ons bewapen in ons regterhand en in ons linkerhand, het ons die wapens. En Vader, dat diegene wat hulle se hande opgesteek het en vorentoe gekom en sê ek is reg om hierdie taak as 'n wagter op hierdie muur vol te staan en dit te volbring. Here, dat U ons die wysheid en insig sal gee, dat ons onsself sal oopmaak om onsself te bewillig om opgeleid te word, om hierdie wapens wat U vir ons gee, ten volle te kan gebruik, tot U heerlikheid. En Here, dat ons bewus sal wees van U goedheid, U krag wat deur ons werk, en Here, dat ons onsself sal beskikbaar stel, U koninkryk, om mense te dien, om hierdie gemeenskap te dien, maar Here, om ook effektiewe wagter op hierdie mure te wees, sodat ons U mense kan beskerm in hier. En soos ons oor net toe is, ek het 'n vraag vra en ek dink dit is belangrik. Ek het vanoggend met 'n jong man gepraat en ek besef net hoe belangrik is dit dat ons juis hierdie dinge moet doen. Is jy op 'n punt van jou lewe dat jy gelukkig is, tevrede is met waar jy is? Is dit belangrik dan dat ons vanoggend moet verstaan is dat ons kan nie wagters op die muur wees as ons nie eers die eerste stap doen. En dit is om onsself vir die Here te gee, hart oop te maak en hom in te nooi in ons. Nou vanoggend is die gebed wat ek wil bid, as jy vanoggend hier sit en jy het dringendheid van God in jou lewe nodig, is dit nou belangrik dat jy hierdie gebed saam bid en te sê, Here, ek gee myself oor aan U. Ek kan nie meer aangaan met my lewe sodat ek aangaan nie. Ek het 'n nuwe begin nodig. En dat die Here jou sal vul met sy gees en dat jy daardie keuse in jou lewe sal maak, dat jy ook in jou lewe hierdie wapens gaan optel. Jy kan sê, Here, ek is gereed om hierdie pad saam met U. Ek wil vra dat julle hierdie gebed saam met my sal bid en dit gaan om met ons mond te bely dat God ons Here en almagtige koning is. En ons glo met ons hele hart dat hy vir ons sondes gesterf het en dat hy gekruisig is vir ons en dat hy opgestaan op die derde dag en dat hy aan die regterhand van God staan wat intree dag en nag vir my. As ons dit bevestig en dit met ons monde spreek, weet ons. Ek wil vra dat julle saam met my sal bid. Hemelse Vader, vanoggend maak ek daardie keuse om opnuut my hart vir U te gee. Here, met my mond stem ek saam met dit wat U woord sê
Here, ek bely dit wat ek verkeerd gedoen het in my lewe. Maar vanoggend kom ek, Here, en ek nooi U in my lewe in, om deel te wees van my lewe. Ek gee myself oor aan U, en dankie, Here, dat U my by die hand sal vat, en my sal lei, in Jesus naam. Ek is van vandag af 'n koningskind, in Jesus naam. Amen. Daar enige iemand wat daai gebed gebid het? Eerste keer? Om Tolly, daai oom daar wat so mooi lyk. Hy sal nou met jou gesels. Ek wil graag hê dat ons net oorgaan na die nagmaal gedeelte. Ek wil net vir ons dit gedeelte lees uit Lukas 22 vers 19. Hy sê hierso, Jesus het die brood geneem, 'n dankgebed uitgespreek en dit in stukke gebreek en vir hulle gegee en vir hulle gesê: "Dit is my liggaam wat ter wille vir julle gegee word. Gebruik dit ter herinnering aan my." Hy het dieselfde gedoen met die beker na die ete en gesê: "Hierdie is die beker van die nuwe verbond, bevestig deur my bloed wat ter wille van julle uitgegee." Nou daar's daai gedeelte, gebruik dit ter wille of gebruik dit ter herinnering van my. Is 'n woord wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte. Wanneer ons nagmaal doen, ons doen nie nagmaal as 'n rotine, as elke maand doen ons dit maar net, dis 'n gewoonte nie. Ons doen nagmaal uit 'n herinnering wat die woord vir ons sê, ons moet onsself herinner aan dit wat God gedoen het. Nou, eerste ding, hoekom ons onsself moet herinner is, nagmaal is 'n herinnering aan die kruis. Nou, eerste plek, as ons kyk en ons julle tog kyk daai Passion of the Christ movie, toe Jesus daar op die kruis vasgeslaan is. En nou kyk na dit en jy sien, eers wat ons self herinner is dat in sy plek, ek moes daar gehang het. In sy plek, of vir my plek het hy kruis gehang. Ek sien hoe my sondes in daardie kruis vasgeslaan. Ek word herinner, as ek die nagmaal gebruik, herinner ek myself aan die feit dat Christus my sondes saam met hom op die kruis gevat. Die tweede gedeelte wat ons onsself moet herinner is, ons herinner onsself aan sy liefde. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het, sy eniggebore seun gegee het, sodat die wêreld nie verlore kan gaan nie. Hy het jou, hy het vir my so lief, hy wil nie hê ons moet verlore gaan nie. Dat hy sy seun gegee het. Nou as ek hierdie nagmaal gebruik, herinner ek myself aan die liefde van God. Want so lief het hy vir my en vir jou gehad. En dan derde gedeelte van hierdie nagmaal is, wat vir my baie belangrik is, dat hy herinner ons aan die nuwe verbond wat hy met my en met jou gesluit. 'n Nuwe verbond wat hy vir ons. 'n Verbond waar ons weet dat ek behoort aan Jesus Christus. My lewe behoort aan hom. En as ek nagmaal gebruik, as ek daai broodjie vat en die beker vat, herinner ek myself dat ek behoort nie meer aan myself nie. Ek is nie deel van hierdie wêreld nie. Ek behoort aan God. Want hy het vir my duur betaal vir dit wat ons het. Die laaste gedeelte en 'n belangrike gedeelte. Wanneer ons nagmaal gebruik, herinner ons dat God weer kom. Hy gaan weer kom om ons te kom haal. En wanneer ons hierdie beker vat, en wanneer ons vorentoe kom, en elkeen vat 'n broodjie en vat sy glasie. As daar waar jy gaan sit, dink 'n bietjie oor, wat beteken die nagmaal vir jou? Jou as mens, vir julle as 'n gesin. Want dit is wat dit vir my beteken, is die feit dat hy my lewe gevat het, my ou lewe, en hy het hom vasgespijker. Hy herinner my aan sy liefde wat hy vir my het as mens. Herinner my dat hy weer gaan kom om my te kom haal. Wat beteken dit vir jou as ons hierdie nagmaal gaan gebruik? Ek wil julle uitnooi om vorentoe te kom om 'n bekertjie te vat en dan te sit en dan gaan ons saam die nagmaal gebruik. Terwyl jy die beker en die broodjie vashou, sê vir die Here waarvoor dat jy dankbaar voel uit jou hart uit.
Sê vir hom hoe jy voel vanoggend. Die feit dat hy homself vir jou gegee het. Jy vanoggend. Vat net so 20-30 sekondes en sê net vir die Here dankbaarheid in jou hand, jou hart vanoggend. Vader, vanoggend kom ons na U toe en ons sê dankie Here vir hierdie beker en vir Here, dankie dat ons weet dat ons staan in oorwinning saam met U. En Vader, dis ons hierdie elemente vat, die liggaam van U vat en hierdie beker vat en ons sê net dankie dat U Uself so gebreek het vir ons sodat ons nie daardeur hoef te gaan nie. Here, ek dink baie keer in ons eie gedagtes kan ons nie uitmaak die lyding wat U moes gedoen het, wat U deur moes gaan het vir ons nie. Daarom kan ons vanoggend hierdie broodjie vat en die beker vat en net uit 'n dankbaar hart sê dankie Here dat ons dit nie eens hoef. Maar vanoggend vat ons hierdie liggaam van Christus. Here, dankie dat U self gebreek het vir ons. Here, dankie dat ons in hierdie liggaam ons genesing kan ontvang. Here, dankie dat in hierdie liggaam het geen siekte 'n naam nie. En Here, dat in hierdie liggaam dat elke ding wat nie van U af is, sy knie sal buig. Want ons staan in oorwinning in U. Vanoggend vat ons hierdie liggaam en sê dankie Here dat U Uself gebreek het sodat elkeen van ons 'n deel kan hê aan dit. Vader, vanoggend vat ons hierdie beker en ons hou dit omhoog. Die Here, dankie dat ons in hierdie oorwinningsstryd saam met U staan. Dankie vir die nuwe verbond wat U met ons. En Here, dankie dat ons deel kan wees van dit. Here, dankie dat U bloed gevloei het vir my en vir ons, vir my gesin. En Here, dankie dat in hierdie bloed opgevang is U liefde vir ons in Jesus. Ons ontvang dit, Here, ons ontvang hierdie beker. En ons sê dankie daarvoor dat U dit gedoen het. Here, vandag gebruik ons hierdie nagmaal uit herinnering. Here, ons onthou hoe U U liggaam gebreek het vir ons. Here, ons onthou hoe U bloed gevloei het vir ons sondes. Here, en ons onthou ons liefde, U liefde wat U tot vandag toe met U dra. Dankie Here dat ons kan vashou op U belofte dat U weer sal kom. Vader, soos ons vandag Here dat U saam met elkeen van ons sal wees. Here, dankie dat U seën oor elkeen van ons uitgespreek sal wees. Waar ook al ons gaan beweeg, wat ook al ons begin, skole wat weer begin en mense wat terug is by die werk. Vader, dankie dat U saam met elke een sal wees. Maar die belangrikheid van alles, Here, dat ons hier sal uitstap met U woord in ons hart, met die voorbereiding wat U besig is met ons, dat ons dit in harte sal. Vader, dankie dat U seën op ons is, ons dankie U beskerming op elkeen van ons, op ons gesinne en ons kinders, en ons dankie Here dat ons deur U weer hoop het. En vir elkeen van julle, mag julle 'n goeie week.